Goeiedag geliefdes, dis goed om weer saam met u te kuier. Goed om saam met u rondom die woord van die Here te wees. En ons is nog steeds by Psalm 119. Ons staan vandag stil daar by die 61ste vers, maar ek wil tog vir u die 60ste vers ook lees, omdat dit so 'n kardinaal belangrike vers is. 'n bitter klein en kort versie, maar die impak daarvan is verrykend en groot. En dit lees so: Ek het my gehaas en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou. Ek was haastig toe ek die stem van die Here gehoor het, en ek het nie getalm nie, ek het u gebooie onderhou. Haastig om gehoorsaam te wees aan God, en nooit te talm as die Here met my praat nie. Geliefdes, hierdie is bepalend van my geestelike lewe. As ek haastig is om God gehoorsaam te wees, sal ek altyd in 'n verhouding met God lewe, sal ek geestelik groei, en sal my vooruitgang in die Here vir mense om my duidelik wees. As ek egter talm om te luister na die stem van die Here, sal daar in my geestelike lewe 'n vervaging en 'n afvalligheid kom, en sal die sensitiwiteit van die Heilige Gees uit my hart verdwyn. Ek wil vir u 'n voorbeeld noem van ek het my gehaas. Daar op Waterval bo van die gemeente het ek eendag gepreek. Die mense het die kerk verlaat en die volgende oomblik toe storm oom Dirkie Kutse terug in die kerk en sê: Dominee, ek kan nie van die kerkterrein af weggaan voor ek nie met jou gepraat het nie. Ek moet saam met jou bid, die Here het met my gepraat. Ek en oom Dirkie is na die konsistorie toe, en terwyl ons bid, toe hoor ons twee sulke ou plofgeluitjies hier langs ons op die vloer. Toe oom Dirkie klaar gebid het, toe bars daar twee ou dogterstemmetjies uit, wat bid en sê: Here, u het vanmôre met ons gepraat, ons lewe is met u nie reg nie, en hulle kom tot 'n kragtadige bekering. Toe ons van ons knie af opstaan, toe sê die een dogter vir haar pa: Papa, as jy nie vandag teruggekom het nie, sou ek nie gekom het nie. Maar toe ek sien jy gaan terug, toe het ek vrymoedigheid om ook terug te gaan en te gaan regmaak. Ja, daar is aan die ander kant wat ek in my eie lewe kan van getuig, en wat vir my bitterlik pynlik is, 'n getalm wat daar in my lewe was toe ek die stem van die Here gehoor het. Daar in Waterval bo van gemeente was 'n oom Hans. En ek was bekommerd oor oom Hans, omdat hy nie in 'n verhouding met die Here gelewe het soos hy behoort te doen nie. Ek het geruim om die dag op sy plaas te gaan sien, so wat 40 km uit Waterval bo vanuit. Terwyl ek daar op die plaas is die dag, het daar net 'n toestroming van mense gekom, en ek het net nie die geleentheid gekry om met oom Hans alleen te praat nie. Hier by laatmiddagse kant het ek met hom 'n afspraak gemaak. Oom Hans, dit is nou Vrydag. Maandagoggend vroeg gaan ek hier wees, en dan wil ek met jou kom kuier, is dit reg? Ek en oom Hans het 'n ooreenkoms gehad. Maar vandat ek daar wegry, was daar 'n las op my hart om te draai en met oom Hans te gaan praat. Die Heilige Gees het by my aangedring: gaan terug en praat met oom Hans. Ek was ongehoorsaam en ek het elke keer gesê: maandagoggend het ek 'n afspraak, dan sal ek vir oom Hans gaan sien. Ek het reeds met hom gereël. Die geklank van die Heilige Gees en die oortuiging van die Heilige Gees het egter in my hart gebly. Maar ek het nie geluister nie. Ek het getalm. Maandagoggend 6:00 toe bel sy seun my en sê: Dominee, ek wil net vir jou sê, my pa so pas selfmoord gepleeg. Wat 'n geweldige klap. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En ek het al so dikwels vir die Here gesê: Here, as die bloed van iemand van my hande geëis moet word, dan sal dit die bloed van Hans Meyer wees, waartoe u my gestuur het om te gaan. U het my aangedring om te gaan, en ek het getalm, en ek het my nie gehaas om te doen wat God sê nie.
Geliefdes, ons moet vir die Here vra om ons 'n desperaatheid te gee. Dat as God met my praat, dat ek nooit sal talm nie, maar dat ek sal haas om te doen wat God vir my sê, sodat ek in 'n konstante verhouding met die Here bly, en dat my verhouding met die Here altyd onbelemmerd suiwer sal bly. Ja, geliefde, ons moet die Here vra om vir ons 'n sensitiewe gewete te gee. Ons kan ons eie gewetens verkrag. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart van 'n mens bo alle dinge, ja, verdorwe, wie kan dit ken? Jy kan jouself dit staat maak, jy kan jouself dit indoktrineer, dat jou lewe met God reg is, maar diep in jou binneste weet jy, die Here praat met my, maar jy regverdig jouself. Dat God vir ons 'n sensitiewe gewete sal gee om te haas as die Here met ons praat en vir ons herinner. Ek dink in 'n sekere geval daar in Kempton Park gemeente waar ek gepreek het. En terwyl ek die woord van die Here bedien, het daar 'n dame uitgekom terwyl ek preek. En sy het voor die kansel hier op haar knieë kom neersak en sy het gehuil en net gebid voor die Here. Later opgestaan en teruggegaan na haar sitplek toe. Na die diens het sy vir my gesê, dominee, ek hoop ek het jou gesteur nie. Maar ek het net geweet, as ek nie nou opstaan en my saak met die Here gaan regmaak nie, dan kan ek na die diens dalk hierdie aanklag van die Heilige Gees uit my hart verloor het. Ek moet nou opstaan en met die Here gaan regmaak, ongeag wat die mens sê. Ek moet nou opstaan en met die Here gaan regmaak. Ek dink aan my swaardklerings, wat elke boek wat hy in die hande kon kry uit my biblioteek verslind het. Hy het 'n ywer gehad vir die werk van die Here, en ek sal nooit vergeet dat ou tannie Mimi Kutse eendag so sit met haar ou kieriekie en so op die grond tik en sê, ek is jare lank al 'n kind van die Here, maar Clarence het by my verby geskiet soos 'n rocket, want hy het die woord van God gevat en het dit toegepas in sy lewe en hy het 'n haas gehad om die Here te ken. Vandag is hy leraar, suksesvol in die bediening van die Here. Maar toe die Here met hom praat, het hy geluister, hy het nie getalm, hy het nie dinge tussen hy en God maar net laat verbygaan nie. Jy sien, geliefde, talm beteken ongehoorsaamheid. En om te haas beteken gehoorsaam. Want die Heilige Gees praat met my, wat maak ek met die stem van die Heilige Gees? Buig ek onder die stem van die Heilige Gees? Is ek gou daar om my sonde te bely? Of talm ek, en hoe langer ek talm, hoe meer vervaag die stem van die Heilige Gees in my hart. Daarom het ek dit daarteen dat mense in die kerk sit, en die oomblik as jy sê amen, dan storm die mense uit die kerk uit. Geliefdes, as ons klaar Sondag na God se woord geluister het, daar in die bank, moet jy jou hoof buig vir 'n oomblik. En dis wat my reëling in Kempton Park gewees, kom ons word na die diens net vir 'n minuut of 2 stil, en jy praat net met God terug oor wat hy vir jou gesê het. Want as jy by daai deur uitgaan, gaan daar iemand wees wat jou aandag gaan aftrek, iemand wat met jou gaan praat oor die rugby of oor enige ander saak, en jy gaan die stem van die Heilige Gees in jou lewe laat taam, en jy gaan uiteindelik nooit by die Here uitkom nie. Ek kan as dit ware vir u vra, hoe lank praat die Here al met jou oor sekere goed? Hoe lank praat die Here al met jou oor sekere dinge in jou lewe, en jy het nou nog nie reg gemaak nie, jy weet daarvan, maar jy talm om reg te maak, en jy's traag om reg te maak. Jy sien, geliefde, ons moet 'n beeld kry, en ons moet ons godsbeeld reg kry. Wie praat met my? Is dit die allerhoogste God wat met my praat? Die almagtige God wat moeite doen met my? Wat na my toe kom as persoon en in my hart kom praat? En as dit die allerhoogste God is wat met my praat, die Heilige Gees wat my kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, moet ek dan nie haastig wees om reg te maak nie? Moet ek nie dan my hart buig onder die geklank van die Heilige Gees wat met my praat nie?
want dit is God wat met my praat. Hoe ernstig is ek om te luister na die stem van God? Wat is my godsbeeld? Wie is dit? Is dit maar net die Bybel? Is dit maar net 'n boodskap van die dominee? Of is dit God wat met my praat en God wat met my moeite doen? En ek vra weer vir u, hoe lank al is dit vir u en my so? U sien geliefde, as ons net gaan na die Bybel toe, en ons vat 'n enkele gedeelte in die Bybel, die wapenrusting, waarmee ek myself moet toerus en wat ek moet aantrek om staande te bly teen die aanslag van die duiwel, dan is die heel eerste stuk van daardie wapenrusting wat jy moet aantrek, die gordel van waarheid. Wandel ek in waarheid voor God? Dis die heel eerste stuk van daardie wapenrusting wat jy moet aansit. En die res van die wapenrusting word gekoppel aan die gordel van waarheid. As jy nie in waarheid wandel nie, sal jy nooit die wapenrusting van God kan aantrek nie, sal jy die aanslag wat teen jou gevoer word, sal jy verloor, en jy sal geestelik veragter. Daarom is dit vir my so ernstig as hy sê, Here, ek het my gehaas en nie getalm nie om u gebooie te onderhou. Geliefdes, ek en u het 'n geweldige mooi voorreg dat God ons nooit bokant ons kragte sal versoek nie. Daarom maak hy hierdie uitspraak. Hy sê, strikke van die goddelose het my omring. U wet het ek nie vergeet nie. Elke keer wat daar 'n aanslag op jou en my lewe is God daar om vir ons uit te lei uit elke aanslag. As ek haastig is, as my hart met God reg is, as ek in die waarheid van God wandel, sê die Bybel vir my, geen versoeking het jou aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nooit sal toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie, maar saam met elke versoeking gee hy jou die uitkoms dat jy dit kan verdra. Wat sê hy vir Israel daar in Jesaja 42 vers 10? Kyk nie angstig rond nie. Ek is jou God. Ek het jou by jou naam geroep, jy's myne. Wanneer hy praat oor strikke, dan is dit dinge wat voor my voete gegooi word, wat my tot struikeling moet bring. Kom ons dink net aan strikke wat in die veld gestel word vir diere. Daai dier loop onwetend, loop in 'n strik, in 'n draadstrik in, en daardie draadstrik versmoor hom en veroorsaak uiteindelik dat hy sterwe. Die duiwel het baie strikke wat hy voor u en my gee. Strikke van goddeloosheid noem hy dit. Strikke van die duiwel wat voor u en my voete gegooi word, om ons van God af weg te lei. Om ons van God af weg te voer, dat ons nie by die Here uitkom nie. Daar word die een strik na die ander een voor u en my gestel. Die Bybel sê, die goddelose het strikke voor my gestel, die dood het my omring. Ek was gedurig deur aanslag van die duiwel omring, en geliefdes, dit is so met die kindjie van die Here. Ons gaan deur benoudhede, ons gaan deur krisisse, ons gaan deur aanslag van mense. Ons is nie onbekend met hierdie dinge nie. As jy werklik 'n kind van die Here is, wat werklik met God 'n pad loop, sal die aanslag fenomenaal wees. Ek het al vir u genoem, en ek gaan dit nie weer noem, ek noem dit net vir u. Saul wat vir Dawid strikke stel, om te kyk of hy hom kan doodmaak. Absalom wat vir hom strikke stel. Dieselfde gebeur met jou en my, geliefde. Dat daar word voortdurend strikke voor ons voete gegooi, om te kyk of hy ons nie tot 'n val kan bring nie. Daarom sê die Bybel vir ons, waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Dis iets wat ek en u nou moet kyk, ons moet daaroor waak, want daar is gedurende aanslag op u en my. Strikke van die dood het my omring. Goddelose dinge wat die dood na my toe gebring het, om te kyk of hulle my nie in die proses kan vernietig nie. Ja, strikke wat vir jou en my gestel word, wat ons omring, wat ons tot vernietiging moet bring.
Onthou jy die versoeking van die Here Jesus? Hoe die Satan probeer het om hom net te kry, dat hy op 'n plek sal kom, dat hy aan God ongehoorsaam sal wees, en sal buig onder die geklank van die Satan se stem wat na hom toe kom. Die Satan gee elke keer vir hom skrif. Hy bring die Bybel na hom toe en sê, daar staan geskrywe. Maar dan sê die Here Jesus vir hom, daar staan ook geskrywe. Hoeveel aanslaas daar op jou geloof? Om jou geloof in God te kelder. Wanneer dinge by jou verkeerd gaan, dan is die strikke daarvoor gestel, en die duiwel is daar om jou geloof van jou te probeer wegrokkel, en jou geloof van God af weg te steel. Ja, geliefdes, ons aanslaas op verskillende terreine. Liggaamlik kan jy moeg wees om te sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog met hierdie pyn, en met hierdie seer, en met hierdie ongerief in my lewe leef? En daar kom ongeloof, en daar kom twyfel in jou hart, en jou geloof word net so 'n bietjie afgebreek. Hoe lank nog, Here? En partykeer is daar selfs mense wat die geloof laat vaar, omdat hulle dit nie meer kan uithou nie. Dink aan die stryk wat Job se vrou vir hom stel. Nadat hy alles verloor het, sê sy, Job, vloek God en sterwe. Kan jy nie sien God is teen jou nie? En sy wil hê Job moet God vloek. Hy moet teenoor God 'n vloek uitspreek. Hy moet van God skei. Hy moet in weerstand teenoor God optree. Job sê, die Here het gegee, die Here het geneem, laat die naam van die Here geloof word. As ek dink aan Petrus, dan sê hy vir ons in 1 Petrus 2 vers 11, waak oor die vleeslike begeerlikhede, wat stryd voer teen jou siel. Dinge wat die duiwel heeldag oor u en my pad bring, strikke van die dood, wat ons van God gaan skei, versoekinge wat hy oor ons pad bring, krisisse wat hy oor ons pad bring. En hy noem dit die vleeslike begeerlikhede, wat stryd voer teen jou siel, wat jou van God wil skei. Daarom sê die psalmis, Here, strikke van die goddelose het my omring. Strikke van die goddelose. Mense wat heeldag in jou lewe sal wees. Geliefdes, daar is mense wat net nooit vrede sal vind met jou nie. Daar's mense wat altyd soek om iemand anders tot 'n val te bring. Ek het in my eie persoonlike lewe, kan ek vir u van gevalle genoem, waar 'n man my eendag kontak, waar ons dissipline toegepas het, en hy my baie sleg sê vir 'n baie lang tydperk oor die telefoon. Ek het na hom gesit, hy luister. En nadat ek seker 'n halfuur op die telefoon met hom was, en hy my net klagtes gegee het, en hy my beledig het, en my sleg gesê het, en die komitee wat saam met my was daar sleg gesê het, ewe skielik, toe word hy kalm, toe sê, ag dominee Jannie, ek het nou eintlik net gekyk of ek jou kan kry om jou humeur te verloor, dat ek 'n klag teen jou kan hê, wat ek kan indien teen jou. Mag die Here jou seën, 'n goeie dag vir jou. Vir 'n halfuur lank kyk hy of hy my nie net tot 'n val kan bring. En daar is mense wat soek. Dis hulle grootste begeerte om jou net te kry op 'n plek dat jy sal oortree en dan 'n aanklag teen jou te hê dat hulle jou kan beskuldig dat jy oortree het. Geliefdes, die Bybel is geweldig sterk daarop. Gaan luister net wat sê Paulus in 2 Korintiërs 11. Wat moes hy deurgaan as kindjie van die Here, net omdat hy Jesus Christus verkondig? Nagte op die diep see, 'n gevare van mense, gestenig, met stokke geslaan, in gevare waar hy oral beweeg, het mense sy lewe gesoek om hom dood te maak, net omdat hy Jesus Christus verkondig. Dink aan martelare, wat vir hulle geloof op brandstapels moet sterwe. Omring die goddelose, en sy dade omring my, en hulle soek my val. So is daar mense wat my lewe probeer tot 'n val bring. Mense wat soek om net 'n klagte teen my in te bring, om my skuldig voor God te bevind. Ja, geliefde, en moenie skaam wees, of moenie uitvoel, moenie dink jy's alleen nie. Die Bybel sê, wanneer hierdie dinge oor jou gekom, moet jy maar net terugkyk, watter een van die profete van God het dit nie ervaar nie.
Watter van die apostels van die Here is nie gedood vir hulle geloof nie? Ons is in 'n wêreld van goddeloosheid en daar is mense wat heeldag sal soek om jou net skuldig te bevind en nie sal rus totdat hulle jou skuldig bevind het nie. Ek en jy moet net een ding doen. Here, ek het gebly by u woord. Ek het by u woord gebly terwyl al hierdie aanslaap my gereën het. Het ek by die Here gebly, het ek stil geword voor God om te sê, Here, kla my gewete my aan. Ag, die apostel Paulus het dit so mooi gesê aan Handelinge 24 vers 16. Ek lê my daarop toe om altyd voor God en mens 'n rein gewete te hê. 1 Johannes sê, as my hart my nie veroordeel nie, het ek vrede by God. Die wêreld sal nooit vrede met jou hê nie. Die wêreld sal nooit vrede met die Christen hê nie. Die Here Jesus het vir ons gesê toe hy ons geroep het, julle sal beledig word terwille van my naam. Julle is in die tronk gegooi word terwille van my naam. Julle sal ly terwille van my naam, want die wêreld haat my, hulle sal julle ook haat. Maar wanneer hierdie dinge dan oor jou pad kom, om jou dan terug te haas na God toe, terug te haas na die woord van God toe, om te sê, Here, kyk na hierdie aanklag wat teen my gevoer word. Kyk na hierdie valse beskuldigings wat teen my ingebring word. Ag geliefdes, ek is in my eie persoon, is ek deur iemand aangekla by die raad, by die hoofraad van die kerk, by die uitvoerende komitee. Ek is agteraf by die president van die kerk, sleg gesê. Uiteindelik het ons 'n komiteevergadering gereël, waar hierdie persoon dan nou sy laste en sy klagtes teen my kan opper. Daar was nie 'n enkele klagte wat hy teen my kon inbring nie. Die goed wat hy gesê het was absurd. En almal het vir hom gesê, maar dit wat jy nou daar sê, is mos nou regtig nonsens wat jy praat. Daar bestaan mos nie soos nie, want dit was nie 'n klagte teen my persoon nie. Dit was dat ek hom onskuldig moet verklaar, weens ander klagtes wat ander mense teen hom het. Ek kan hom nie onskuldig verklaar nie. Ek was nie daar nie. En so het hy gesoek om telke male my lewe te beswadder en my sleg te maak in die kerk. Maar mense wat my geken het en saam met my 'n pad loop, kon by my staan en ek kon saam met hulle 'n pad verloop. Daarom hierdie woorde. Here, strikke van die goddeloose het my omring. U wet het ek nie vergeet nie. Ag, kom ons kyk net na 'n paar manne in die Bybel wat God gedien het en wat die Here gedien het en wat hulle moes deurgaan. Jeremia, wat in 'n put gegooi word met modder onder in die put, hy moet maar daar sterwe. As daar nie iemand is wat genadiglik dit gesien het en in die geheime uitgereik het nie om Jeremia uit daardie put uit te trek nie, het wat die koning aanbetref kon hy maar daar doodgaan in daardie modderput. Jesaja, wat gesê is Jesaja, as jy nie nou ophou om vir ons te preek en die waarheid vir ons te verkondig nie, dan gaan ons jou doodmaak. Ons wil nie meer na jou luister nie. Laat die heilige van Israel voor ons oë verdwyn. Hou op om vir ons die waarheid te preek. Preek vir ons die leuen. Beslei ons. En hy het 'n aanslag gehad in sy lewe. So Esegiel. Ag geliefdes, die apostels, die Here Jesus Christus. Ons eie verlosser en saligmaker. Wat moes hy nie deurmaak nie? Daarom wil vir jou as kindjie van die Here sê, dis nie iets vreemds wat oor jou pad kom nie. Petrus stel dit so, wanneer ons onder allerlei beproewinge kom, as dit nodig is, dan is dit dat God besig is om my geloof te suiwer soos goud. God is besig om my voor te berei om onberispelik voor hom te wees. En hy stuur my deur sekere prosesse om my te toets. God toets sy kindertjies in die krisisse. Hy toets ons in die stormwater. Wanneer die meer gelyk is en daar nie 'n storm op die see is nie, is jou geloof nie ter sprake nie. Maar wanneer daar 'n storm op die see kom, dan word jou geloof getoets. Daarom plaas God ons in krisisse
en plaas hy ons in omstandighede om vir ons te wys wat is binne in ons. Want die oomblik as iemand jou aanvat, is jou reaksie, wat is binne in jou? Jakobus het dit anders gestel. Hy het gesê, wanneer ons al hierdie versoekinge en probleme kan in ons lewe, moet ons dankbaar wees. Want God is besig om ons lankmoedigheid te leer. En die lankmoedigheid moet tot sy volheid kom, sodat ons uiteindelik volmaak voor God sal wees. Dis waarheen die Here met jou my op pad is. Daarom as strikke van die goddelose jou omring, jy kry aanslae van mense, en jy staan in jou hart eerlik voor die Here om te sê, Here, ek het niks waarvan ek aangekla word nie, my gewete kla my nie aan nie, vlug dan terug na God se woord toe. Here, ek het my gehaas om terug te gaan na u woord toe. Hoor hy sê dit, ek het u wet het ek nie vergeet nie. Ek het teruggevlug. Wat sê die woord van die Here? En God het my deur sy woord kom ontmoet, en God het my deur sy woord kom optel. Romeine 8 sê dit. Wie sal beskuldiging inbring? Wie sal ons veroordeel? As God met ons is, wie kan teen ons wees? En dan sê daar by die 37ste vers 'n geweldige woord. In al hierdie aanslae wat ons beleef, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Hoor wat sê die Bybel. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom. Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. En hy gebruik mense. Hy gebruik omstandighede. Hy soek jou lewe, soos 'n brullende leeu. Soek hy 'n geleentheid om daardie klou van hom los te laat, om te kyk of hy jou nie kan vernietig nie. Wat sê die psalmis? Menigvuldiglik is die teëspoede van 'n regverdige. Menigvuldiglik. Die teëspoede van 'n regverdige. Maar uit die almal verlos die Here. Wat sê Handelinge vir ons? Ons sal deur baie verdrukking die koninkryk van God ingaan, as kinders van die Here. Ons is nie in hierdie wêreld geliefd nie. Ons is in hierdie wêreld in aanslag van die bose. Ons weerstaan die bose. Dis lig teen duisternis. En die Satan haat ons met alles in sy wese. Wat sê Paulus vir ons? Paulus sê vir ons, hy wat godsvrugtig wil lewe, sal vervolg word. Weet dit. Daarom, Here, die goddelose het my omring en het my strikke gestel. Ek het elke keer teruggevlug na u woord toe. Ek het my rus gaan vind in God. Ek het my rus gaan vind in die beloftes van God. Daarom sê 2 Korintiërs 10 vers 5 vir ons, dat ons elke gedagte gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Moenie na die aankla van die duiwel luister en moedeloos wees onder sy aankla nie. Vlug terug na God toe. Here, sê vir my of ek skuldig is. As ek skuldig is, bely ek dit. As ek aangekla word en daar's 'n skuld in my lewe, dan bely ek dit. Ek maak dit reg. Want ek wil in 'n verhouding met u wees. Ek wil my haas om in 'n regte verhouding met u te lewe. Ek sal nie talm en enige sonde in my lewe herberg nie. Want dan staan dit tussen ek en God. Daarom, geliefde, as die Satan om jou toesak, en as die Satan jou wil vernietig as ware ou kindjie van die Here, vlug net terug na God toe, kry kalmte by die Here. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy vaar op met die vleuels van 'n arend. Hy hardloop en word nie moeg nie, hy wandel en hy word nie mat nie. Daar sal aanklagte na jou toe kom van die duiwel, God het jou nie lief nie. Dis 'n leuen. God het jou verlaat, dis 'n leuen. Die Here het vir sy volk daar in Jesaja 40 gesê, as hulle sê die Here het my verlaat, die Here het ons gelos, die Here het ons vergeet, dan sê die Here, hoe kan julle ooit so iets van my sê? Hoe kan julle ooit sê ek het julle gelos? Ek is die God wat julle elke dag dra. Ek is die God wat elke dag vir julle sorg.
Daarom toe die aanslag na my toe kom, het ek my teruggewend tot die wet van die Here, tot die gebod van God, en het ek myself in die Here gaan versterk. Ek bid vir jou, want jou aanslag mag geweldig wees. Jy mag dit beleef, en jy mag voel dat jy aan die einde van jouself gekom het. Geliefde, God is daar, hy weet van jou. Hy sal jou nooit alleen los nie. En al kan jy net een ding in jou hart uitsig, Here, ek verstaan nie, maar een ding weet ek, u weet van my. En Here, u staan nie ver weg nie, u is by my. Al kan jy net dit sê, ek verstaan nie, Here, ek is moeg, Here, ek weet nie hoekom hierdie ding oor my pad kom nie, ek weet nie hoekom hierdie aanslag oor my pad kom nie, ek weet, Here, dat ek dit moet verwag, want ek is u kind. Maar Here, ek is 'n mens, ek is moeg, ek is uitgeput, ek kan nie meer nie. Maar Here, u is saam met my. U het my nooit begewe nie. Soos die berge rondom Jerusalem, so is die Here rondom die wat hom vrees. My oog is op jou. Ek sal jou lei, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maak jou die beloftes van God in jou lewe vas. Steun op die beloftes van God, sodat jy staande kan bly wanneer die aanslag na jou toe kom. Mag die Here vir u ryklik seën, mag u God van naby belewe, en mag ek en jy hierdie woordjie in ons harte onthou, ek was haastig om die wet van die Here te onderhou. Ek het nie getalm om te doen wat God van my sê nie, want ek wil die seën van die Here in my lewe maaldadig ervaar. Mag dit vir jou en my waar wees, totdat die Here vir ons kom haal. Kyk met verlange uit, kyk met verwagting uit. Ek glo dis nie meer lank nie. Ek weet ons sê dit al baie jare vir mekaar. Maar ek glo dat die koms van die Here gaan kom, en dit gaan wees so die van die nag. Wees gereed, Here, ek het u verwag. En ek het gelewe in die lig van die wederkoms van die Here. Die Here seën vir u ryklik, totdat ons volgende week weer met mekaar saamkuier. Goeiedag vir u geliefde.